Die evangelie volgens Johannes, dit is een van die vroegste verhale van Jesus se lewe. En ons leer aan die einde van die boek dat dit van een van Jesus se naaste volgelinge gekom het, wat genoem word die disipel vir wie Jesus baie lief was. Hy verskyn baie keer self in die verhaal. En daar is nogal heelwat debat of dit Johannes, die seun van Zebedeus is, een van die 12, of 'n ander Johannes wie in Jerusalem gewoon het en in die latere kerk bekend was as Johannes die ouderling. Watter Johannes dit ook al was, die boek is sy ooggetuie getuienis en dis briljant ontwerp, met 'n duidelike doel wat hy aan die einde noem. Johannes sê die storie is geskryf sodat jy in Jesus die Messias sal glo en deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Johannes glo dat die Jesus waaroor jy in hierdie boek lees, lewend en werklik is en dat hy jou lewe vir altyd kan verander. Die boek se ontwerp is regtig briljant. Die eerste helfte van die boek begin met 'n inleidende gedig en 'n kort verhaal wat dan gevolg word deur 'n groot aantal verhale oor Jesus wat wondertekens doen wat al hoe meer en meer boei veroorsaak. En dit alles loop op na sy grootste teken, die opstanding van Lazarus, wat die grootste boei veroorsaak toe Israel se leiers besluit om Jesus dood te maak. En dit stel die boek se tweede helfte bekend. Hierdie hoofstukke fokus op Jesus se laaste nag en laaste woorde aan sy disippels, wat gevolg word deur sy arrestasie, hofsaak, dood en opstanding. Die boek sluit af met 'n slotrede. In hierdie video gaan ons net op die eerste helfte fokus. So begin die boek met 'n tweeledige inleiding. Eerstens 'n gedig wat begin met: In die begin was die woord. 'n duidelike verwysing na Genesis 1, toe God alles met sy woord geskep het. Nou, 'n mens se woorde kan jy onderskei van die persoon self, maar dit is ook die beliggaaming van daardie persoon se gedagtes en wil. En dus sê Johannes, God se woord was by God. Jy kan dit onderskei van God. En tog was die woord God. Dit is goddelik. En terwyl ons oor hierdie uitspraak nadink, hoor ons later in die gedig dat die goddelike woord mens geword het in Jesus. Dan gaan Johannes verder deur 'n konsep uit die verhale van Exodus te neem, deur te sê dat Jesus, God se tabernakel in ons midde was. Die glorieryke goddelike teenwoordigheid wat oor die verbondsark gehang het, het 'n mens geword in Jesus. Wat lei tot sy laaste aanspraak, dat die een ware God van Israel bestaan uit God die Vader en die Seun, wat mens geword het om die Vader aan ons te openbaar. Nou, terwyl ons oor hierdie wonderlike aansprake nadink, begin ons dan die verhaal hoor van hoe Johannes die Doper vir Jesus die eerste keer ontmoet het, en toe ander mense gelei het om hom te ontmoet en sy disippels te word. En een vir een soos die mense Jesus teekom, sê hulle hardop wie hulle dink hy is. En in hierdie een hoofstuk word daar 7 titels aan Jesus gegee. Hierdie titels berei ons voor vir Johannes se liefde vir sewes toe hy hierdie boek ontwerp het. Maar saam maak hulle ook 'n aanspraak dat hierdie volledige mens, Jesus van Nasaret, die Messiaanse koning is. Hy is die leermeester van Israel. Hy is die seun van God, wat vir die sondes van die wêreld gaan sterf. Nou, dis 'n groot aanspraak om oor iemand te maak, en Johannes sal aangaan om dit te steun deur die verhale in hoofstuk 2 tot 12. Hulle het almal dieselfde basiese patroon. Jesus sal 'n wonderteken doen of 'n aanspraak oor homself maak, en dit sal in 'n misverstand of 'n gestryery eindig. En so aan die einde van elke verhaal word mense gedwing om 'n keuse te maak oor wie hulle dink Jesus is. Die eerste gedeelte wys Jesus wat 4 klassieke Joodse instellings teekom. En in elke geval wys Jesus dat hy die werklikheid is waarna die instelling heen wys. So Jesus is by 'n troue en die wyn raak op. En Jesus verander dan hierdie groot houers vol water, 450 liter in totaal, in die beste wyn ooit. En die hoofkelner sê vir die bruidegom, jy het die beste wyn vir laaste gebeure, wat natuurlik waar is, maar Johannes noem ook hierdie wonderwerk Jesus se eerste teken. Met ander woorde, dit wys vir ons simbolies iets van Jesus. Dis net soos Jesaja gesê het, die Messiaanse koninkryk sal hierdie reuse partytjie wees met baie goeie wyn. So openbaar hierdie wonderteken die vrygewigheid van Jesus se koninkryk. Volgende gaan Jesus na die Jerusalem tempel, die plek waar hemel en aarde veronderstel was om saam te kom en waar God sy mense sou ontmoet. En Jesus bevestig sy gesag oor dit. Hy verdryf al die geldwisselaars en stop al die heilige offers.
En wanneer die tempelleiers hom dreig, sê hy, vernietig hierdie tempel en ek sal dit binne 3 dae herbou. Jesus maak 'n aanspraak dat sy komende offerdood sal wees waar hemel en aarde waarlik sal ontmoet. Sy liggaam wat doodgemaak sal word, is die realiteit waarheen die tempelgebou wys. Dan het Jesus die deurna gesprek met 'n rabbi genaamd Nikodemus. Wie dink Jesus is soos hy, nog 'n rabbi en leermeester vir Israel. Maar Jesus sê dat Israel veel meer nodig het as net nog 'n leermeester met nuwe inligting. Israel het 'n nuwe hart en 'n nuwe lewe nodig. Of in sy woorde, niemand kan in God se koninkryk kom sonder om weergebore te word nie. Jesus glo, mense is vasgevang in 'n web van selfsug en sonde wat na die dood lei. Maar hy weet ook dat God hierdie wêreld liefhet en dus is hy hier om mense 'n nuwe geboorte te bied, 'n nuwe kans op lewe. Van hier reis Jesus na die noorde en hy kom by 'n heilige put waar hy gesprek het met 'n Samaritaan. Dit is 'n nie-Joodse vrou. En hulle begin praat oor water wat Jesus in 'n metafoor vir homself verander. Hy sê, hy is hier om lewende water te bring wat 'n bron van ewige lewe sal wees. Nou in Johannes verwys hierdie term na 'n nuwe lewenskwaliteit, een wat deurdrenk is met God se ewige liefde. En dis 'n lewe wat nou kan begin en tot die toekoms duur. Hierna het Johannes nog 'n versameling ontwerp van verhale wat plaasgevind het gedurende 4 Joodse heilige dae of feeste. En weer gebruik Jesus die beelde wat met 'n fees verband hou om uitsprake oor homself te maak. So Jesus genees eers 'n verlamde man op die Sabbat, wat gestry met die Joodse leiers oor werk op die rusdag begin. En Jesus sê dis sy Vader wat op die Sabbat werk en hy ook. En hulle verstaan sy bedoeling dat hy God sy Vader noem en homself aan God gelykstel en dus wil hulle hom doodmaak. Die volgende verhaal vind plaas gedurende die Pasga, die fees wat weer die verhaal vertel van die Exodus met hierdie simboliese maaltyd van die lam en brood en wyn. En Jesus verskaf op 'n wonderbaarlike wyse voedsel aan 'n skare van duisende met die gevolg dat mense hom vir meer brood vra. En dan maak Jesus die aanspraak dat hy die ware brood is. En as hulle hom eet, sal hulle die ewige lewe ontdek. En dit ontstel baie mense wat ophou om hom te volg. Hierna volg 'n aantal stories wat in Jerusalem afspeel gedurende die fees van die Tabernakels, wat weer die verhaal vertel van Israel se omswerwing in die wildernis terwyl God hulle gelei het met die wolk en die vuurkolom en aan hulle water in die woestyn verskaf het. En Jesus het in die tempelhowe opgestaan en hy roep, as enigiemand dors is, laat hulle na my toe kom en drink. En dan sê hy later, ek is die lig van die wêreld. Hy verklaar dat hy die teenwoordigheid van God is wat lig bring en die lewensreddende geskenk van God aan sy mense is. En sommige mense glo en volg hom, maar ander is ontsteld en nog ander probeer hom doodmaak oor hierdie verhewe aansprake. Die laaste feesverhaal is gedurende Hanukkah, wat beteken hertoewyding. Dit gaan oor Judas Makkabeer, wat die tempel skoongemaak het van afgode en dit weer as 'n heilige plek afgesonder het. En Jesus gaan in die tempelarea in en sê, hy is die een wat deur God as die heilige een afgesonder is. En dat hy die ware tempel is waar God se teenwoordigheid woon. En hy sê ook, ek en die Vader is een. Dit maak die Jerusalemse leiers so kwaad dat hulle plan in werking stel om Jesus dood te maak. En dus gaan hy weg uit die stad. Al hierdie konflikte loop op na een laaste wonderbaarlike teken. Jesus hoor sy liewe vriend Lazarus is siek, maar sy familie woon naby Jerusalem, wat nou 'n doodstrik vir Jesus is. Jesus kon weggebly het en hy sou sy eie lewe red, maar hy het Lazarus lief. Dus toe hy hoor dat Lazarus dood is, gaan hy om hom uit die doodheid op te wek. En hy roep hom tot lewe uit sy graf, wetende dat dit hom sy eie lewe sou kos. En die nuus van hierdie wonderteken versprei natuurlik vinnig. En dit is net soos Jesus geweet het dit sou gebeur. Die Jerusalem leiers hoor daarvan en begin saam sweer om hom te vermoor. En so ry hy Jerusalem binne as Israel se koning wat deur sy leiers verwerp word. So eindig die eerste gedeelte van Johannes met die verhaal van Jesus wat sy lewe afgelê het as 'n daad van liefde vir sy vriend. En dit is natuurlik ook 'n teken wat heenwys na die kruis, wat ons in die volgende video gaan verken. Maar vereers is dit die eerste helfte van die evangelie van Johannes.